Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Veiligheid en waaksaamheid. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 6. Ek is Satan gewys soos hy eens was, 'n gelukkige verhewe engel. Toe is hy aan my gewys soos hy nou is. Hy dra steeds 'n koninklike gestalte. Sy gelaatstrekke is steeds edel, want hy is 'n gevalle engel. Maar die uitdrukking op sy gesig is vol angs, sorg, ongelukkigheid, kwaadwilligheid, haat, onheil, bedrog en elke boosheid. Daardie wenkbrau wat eens so edel was, het ek veral opgemerk. Sy voorkop het van sy oë af begin terugtrek. Ek het gesien dat hy homself so lank tot die kwaad gebuig het, dat elke goeie eienskap verlaag is en elke bose eienskap ontwikkel is. Sy oë was listig, slinks en het groot deurdringing getoon. Sy lyf was groot, maar die vlees het losweg om sy hande en gesig gehang. Terwyl ek hom aanskou het, het sy ken op sy linkerhand gerus. Hy het gelyk of hy diep in gedagte was. 'n Glimlag was op sy gesig, wat my laat bewe het. Dit was so vol boosheid en sataniese slinksheid. Hierdie glimlag is die een wat hy dra net voordat hy seker maak van sy slagoffer. En soos hy die slagoffer in sy stryk vasmaak, word hierdie glimlag verskriklik. Die volk van God moet voorbereid wees om die listige vyand te weerstaan. Dit is hierdie weerstand wat Satan vrees. Hy weet beter as ons wat die beperking van sy mag is, en hoe maklik hy oorwin kan word as ons weerstand bied en hom in die gesig staar. Deur goddelike krag is die swakste heilige meer as 'n pasmaat vir hom en al sy engele, en as hy op die proef gestel word, sal hy, die swakste heilige, sy superieure mag kan bewys. Daarom is Satan se stap stil, sy bewegings onopvallend en sy batterye gemasker. Die mens is Satan se gevangene en is natuurlik geneig om sy voorstelle te volg en sy bevele uit te voer. Hy het in homself geen mag om effektiewe weerstand teen die bose te staan nie. Dit is slegs as Christus in hom bly deur lewende geloof, sy begeertes beïnvloed en hom versterk met krag van bo, dat die mens dit kan waag om so 'n verskriklike vyand in die gesig te staar. Elke ander middel van verdediging is heeltemal vergeefs.